Hallo julle, wat ek eintlik bedoel om te sê is, vandag maak ons lekker hoender, haha, crispy garlicky chicken. Goed, kom ons kyk, het ons nodig, boobs, chicken boobs, whole wheat bread, 'n lekker stukkie knoffel, 'n suurlemoentjie en iets wat ek vergeet het om te kry toe ek in die winkel was. Maar ek gaan dit nie nou ry om te koop nie, want my hande kan die alkohol nie meer hanteer nie. Okay, my hande het meer alkohol gesien as wat my keel gesien het, en dis 'n skande. Goed, so wat het ons nodig? Hoenderborsies, whole wheat bread, 'n lekker lemoentjie, garlic, en sien julle daai rocket? Sien julle? Sien julle die rocket? Ek sien dit ook. Hulle sê, place the chicken breasts between two large sheets of grease-proof paper and whack it with the base of a large non-stick frying pan. Dis nogal interessant hoe spesifiek hy is oor die freaking pan. Nee, want hy sê, with the base of a large non-stick frying pan. Large non-stick frying pan. Jy sit al klaar die twee borsies hierso. Hoekom moet dit 'n non-stick frying pan wees? Kan dit nie net 'n pan wees nie? Goed. Ek hoop hierdie ene is large enough en hy's non-stick, maar ek gaan hom moer met hierdie kant, so ek verstaan nie wat die non-stick hiermee te doen het nie. Oei, ek dink ek het die graniet gekraak. Hy was bietjie te large, nee? OK. Hy is ook non-stick. Nee, hy is nie so large nie. En ek gaan hom ook nou slaan. Hoopelik voeter ek nie my blad op nie. OK, nou dat ek my hoenderborsie in 'n staat van perforasie en opgevoeder het, kan ek seker aangaan met die res van my resep. Tear the bread into the food processor. Ek het nie 'n food processor nie. Then peel and chop. Add the garlic and blitz into a fairly fine crumbs. Nou, OK. Kom maar kyk wat ek kan doen. Goed. Nou sê dit, pour the crumbs over the chicken roughly, pat on each side and recover the poor chicken breast. No, recover with the paper and whack again. Die arme pan. To hammer the crumbs into the chicken. Volgende. Put the pan on medium heat. Hierdie begin nou 'n bietjie erg raak hoor. Put the pan on medium heat. Maar ek het sopas my pan laat regmaak laas week. Nou moet ek dit on heat pas. Fry the chicken in 1 tablespoon of olive oil, yada yada, 3 minutes on each side until crisp and golden.
slice and plate up. Waarvoor is die suurlemoen dan? Net vir garnishing. Die suurlemoen is net vir garnishing. Daar het julle dit. Gekrummelde prikkenhoender en waar is dit? Hier is die garnishing, hoor. Daar is hy. Nou vir die happy toets. En hy sê, mens kan dit nou so met die suurlemoentjie en saam met die rocket geniet. So, alle grappies nou op 'n stokkie. Weer eens. Niks besonders nie. Presies hoender met krummels op. Crunchiness, knoffel kan jy proe. Probeer dit. As jy wil van hê. As jy nie wil van hê nie, probeer dit ook. Maar ja, dis eetbaar.